sit en dink oor die hele ding van 'n verlore skat. Verlore skat. En hoe meer ek daaroor dink, hoe meer besef ek, ons Bybels is soos verlore skatte. Dis 'n ongelooflike wonderlike skat wat ons het in ons taal, wat ons kan gebruik. En hy lê op ons bedkassies, hy lê op ons lessenare wat ons lees hom nie, dis soos 'n verlore skat. Dit is so, Gerrie, weet jy laat my nou dink aan 'n fliek wat ek gesien het, Castaway, ek weet nie of jy die fliek gesien het nie. Nee man, daar skort iets in my opvoeding, ek weet. En na die fliek voltooi is, het 'n koeriermaatskappy 'n advertensie gemaak wat daarop gegrond is. Daar was 'n vliegramp en 'n man het die vliegramp oorleef, maar vinger alleen op 'n eiland uitgespoel. En vir 4 jaar het die man op die eiland gebly. Uiteindelik is hy gered en hy wil gaan toe terug, maar saam met hom op die eiland het 'n pakkie uitgespoel. En dis toe waar die koeriermaatskappy hulle advertensie weer optel en toe gaan hy en hy gaan lewer hierdie pakkie af by die geadresseerde. En hy kom toe daar en vra, maar wat is in hierdie pakkie wat ek vir 4 jaar opgepas het? Hy maak toe die pakkie oop, daar is toe 'n satellietfoon, 'n GPS, 'n pakkie groentesaad en vislyn in. Alles wat hy nodig het Alles om te wat hy oorleef. nodig gehad het vir hierdie 4 jaar om te oorleef, maar omdat hy nie die pakkie oopgemaak het nie, het hy nie gedeel in hierdie skat wat hy tot sy beskikking gehad het. Sjoe, skat wat hy in sy hande gehad het, Ja. wat hy nie benut het. Die kerkhervorming was so oor. Vir eeue het die Bybel as 'n skat onoop gelê, binne in die kerk gelê. In die tyd van die kerkhervorming kon net die kloosters en die hogere priesters, nie eers die gewone priesters nie, kon net daai mense kon hulle die Bybel lees. En hulle het dit in Latyn gelees, die gewone tale wat die mense gepraat het, kon nie eers praat nie. En hier lê die skat en hy's onoopgemaak en hy word nie gebruik nie. Dis daarom 'n tragiese situasie, ja. Dit is, en het jy al gedink hoe sou dit gewees het as jy in 'n huis groot geword het waar die Bybel nie gelees is nie? Sjoe. Of in 'n land gebly het waar jy die Bybel nie mag gelees het nie, soos wat dit nog op 'n tyd plek in die wêreld op die oomblik is. Ja. Ja, wel, die Bybel is 'n kragtige boek. Hy's dinamies, hy het baie krag, hy verander dinge en daarom wil mense hom partykeer nie lees nie en laat lees nie. Dit laat my so dink aan 'n voorval in die Ou Testament in 2 Kronieke 34. Koning Josia word koning, hy word op 'n baie jong ouderdom koning. Hy het 'n verskriklike goddelose pa en 'n goddelose oupa gehad. En hierdie pa en oupa van hom het die godsdienstbeoefening verbied. Hulle het die tempel toegeslaan, hulle het die mense in die tempel toe laat gaan nie. En Josia besluit hy gaan die Here dien. Ek wonder altyd, jy weet, waar dit vandaan gekom het. Miskien sy ma. Hulle skryf sy ma het 'n groot rol in sy lewe gespeel. In elk geval, hy stuur hulle en hulle begin die tempel skoonmaak en hier ontdek hulle 'n boek. En die priester Gilkia ontdek dit, of ek weet nie of hy, ja, dis die priester Gilkia, Ja. nee. En hy gee dit vir Safan, wat die voorleser is. En Safan vat dit na die koning toe en hy begin vir hom voorlees uit hierdie boeke. En daai boek se impak op die koning is ongelooflik. Hy skeer sy klere, hy gooi as op sy kop, hy kom tot berou omdat hy die Bybel oopgemaak het en die krag van die Bybel ontdek het. Die ander kant is ook waar, né? As ons die profeseë van Jeremia vir Sedekia gelees word, Ja, dan hou hy glad nie van wat hy hoor nie, en hy skeer die bladsye uit en gooi dit in die vuur, nooit. soos wat dit vir hom gelees word, want dit pas hom net nie. Sjoe. En so besef ons, maar die Bybel sny eintlik na 2 kante toe. Ja, ons kan hom partykeer of ignoreer en hom wegberre en hy's 'n weggeberre, geborge skat, verborge skat. Ja. Of ons kan hom lees, maar ek vat wat op my van toepassing, waarvan ek hou en waarvan ek nie hou nie, skeer ek en ek gooi dit weg. Sjoe, die Bybel het baie beelde wat vir hom gebruik word. In die Bybel self. Een van die beelde is dat die Bybel soos 'n skerp swaard is met 2 snykante. Vandag gaan julle in die Bybelstudie met mekaar daaroor gesels. Geniet dit en mag die Here julle seën as julle sy woord oopmaak. Kom ons bid saam. Here onsse God, wat 'n wonderlike voorreg dat ons mense van die boek kan lees, die Bybel.
Dankie vir die kosbare skat wat U vir ons gegee het in ons eie taal, dat ons dit kan lees en verstaan. En Here, ons wil ons nou oopstel, dat die krag van daardie woord in ons harte en in ons lewens sal werk. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.